Hallo en welkom by die week se oorsig van Nuus Nou, ons weeklikse nuustydskrif. By my is Pieter Louis Meiburg, joernalis by Nuus Nou. Hallo Pieter Louis. Hallo. En Liesel Pijper, ook 'n joernalis. Hallo Waldemar. Hallo Liesel. So ons uitgawe hierdie week kyk na baie stories. Een van die grootes is ras. Ons het 'n bietjie gaan kyk na rasisme in Suid-Afrika en die vraag gevra of ons so rassisties is as wat mense sê. Pieter Louis, hoekom is dit nou skielik in die nuus? Weet jy, ons het nou onlangs 'n redelike paar voorvalle gehad wat die nuus gehaal het waar jy weet mense onder rasisme deurgeloop het. Die bekendste een wat ons aan kan dink is die Virgin Active ene, waar iemand 'n rasse naam toegesê is in een van hulle gyms. En dit het net vir die hele storie na vore gebring. Ek dink ons het ons aanvaar dat ons oor die kwessie is, jy weet 18 jaar na apartheid. Ons is almal daarvan genees, maar ek dink nie dit is die geval nie. Liesel, in onderhoude wat ons gedoen het by die tydskrif hierdie week het baie Suid-Afrikaners vir ons vertel wat hulle posisie is oor rasisme of hulle al geraak is daardeur. Is jou gevoel dat ons eintlik almal saamstem dat dit nog 'n groot probleem is? Dit is baie diep gewortel in ons alledaagse lewe. Ek dink mense moet tromp oploop en dit probeer aanspreek, want dis die enigste manier hoe ons dit daarmee gaan hanteer vir die toekoms. Waar sit die probleem? Is dit in huise, om etenstafels, is dit by skole? Ek dink in huise is dit 'n baie groot probleem. Ek het by mense al gehoor hoe ouers teenoor met kinders praat, rassistiese benamings gebruik en natuurlik gaan die kinders dit later herhaal. Ons het gaan gesels met Evita Besuidenhout, met Karen Zoid, Pieter Louis, met Kossie Zwane Sigukra, die redakteur van Drum. Allerhande interessante Suid-Afrikaners, baie interessante opinies gekry oor mense se eie ervarings van rasisme as die slagoffers daarvan. En ook, ons het ook vir mense gaan vra of hulle al rassisties was. Wat is vir jou gesê in jou onderhoud met Karen Zoid? Ek het met Suid-Afrika se rock chick gepraat, Afrikaanse rock chick, en dit is maar lekker verfrissend geweest om te sien dat die mense wat ons onderhoude mee gevoer het nie onmiddellik in hulle dop teruggekruip het en ontken het dat hulle al ooit rassisties was of vooroordeel teenoor ander mense was nie. Ek sit net van 'n voorval vertel was hy eendag in Johannesburg opgetree het en na die tyd voor 'n oorwegend swart gehoor en na die tyd is sy geluk gewens het kom van die gehoorlede en sy het instinktief na haar sak gevoel om te kyk of haar selfoon nog daar is. Ja. En haarself onmiddellik betrap dat hierdie is nie, jy weet, dis nie die tipe gedrag waarna ons streef in Suid-Afrika nie. So dis maklik om ekstreme gevalle van rasisme te veroordeel, soos die noem van name en so aan, maar op baie meer subtiele maniere is daar in ons almal nog so 'n bietjie rasisme. Ja. Die Evita Besuidenhout het byvoorbeeld gesê dit vat haar 40 sekondes in die Johannesburgse verkeer om rassisties te voel. Sy sê wat sy dan doen is sy trek af en sy glimlag vir die taxi bestuurder en dan is alles beter. Ek dink as sy in haar hoedanigheid as Evita Besuidenhout in verkeer gaan sit, gaan dit die taxi bestuurder wees wat vir haar glimlag, nie die ander kan om nie. Maar in elk geval, hierdie week het Dr. Pieter Mulder, die hoof van die Vryheidsfront Plus in die parlement 'n heftige debat ontketen. Toe hy ons geskiedenis van grondbesit en die ontneming van grond van swart mense bevraagteken het deur om te sê dat 40% van Suid-Afrika se grondgebied was nooit in swart besit nie en so aan. En dit is nou 'n groot gesprek daaroor en of sy kop moet rol. Pieter Louis, hoekom was dit so 'n teerpuntjie? Hoekom was daar so 'n sterk reaksie daarop, dink jy? Weet jy wat, eerstens is dit my interessant hoe Pieter Mulder optree soos 'n tipe van 'n omgekeerde Julius Malema met sy gewaagde stellings. Ek dink dit is 'n baie moeilike geval in Suid-Afrika omdat ons weet die pyn wat al veroorsaak is in die verlede met grond wat afgeneem is van swart mense, inheemse mense in Suid-Afrika en om dit nou te ontken en op hierdie tipe teorieë te baseer, sit vir my 'n bietjie die pot mis. Dit klink 'n bietjie gevaarlik, Liesel. Dit is, my probleem is dat Dr. Mulder en sy broer op 'n radiostasie gesê het hulle het die inligting gebaseer op navorsing uit 'n boek wat hierdie week eers die lig sien. Dit is een bron en ek dink net dit is nie wetenskaplik gegrond nie. Hy is gelyk die hoof van 'n klein oppositieparty. Ja. En adjunkminister in president Jacob Zuma se ANC kabinet. Hoe op aarde dra mens daai twee hoede gelyk? Wel, hy het gedink hy kan dit gelyk dra en hy het teenoor rapport gesê hy is bereid om terug te staan as die alliansie ding nie werk nie. So hy het gedink dat hy die twee hoede kan dra. Sy broer se verweer gister was dat Sy broer is Corneille Mulder. Corneille Mulder. Ja, hy's 'n Vryheidsfront LP. Corneille se verweer was dat hy minister van landbou is en nie van grondhervorming nie. So hy is geregtig op sy opinie daaroor.
Ja nee, ek dink die oordeel sal gevel word een van die dae. Kom ons kyk of hy oorleef. Ons het 'n interessante ander storie raak geboor hierdie week oor ruimterommel. Nou Pieter Louw wil jy ons 'n bietjie daarvan vertel dat die Switsers wil 'n bietjie opruim, hè? Ja, dit is 'n Switserse projek om nou 'n satelliet tipe toestel te bou wat opgaan in die ruimte en dan ou spysrommel bymekaar te maak en weer terug te bring. En dit gaan 'n redelike duur storie wees, maar op die einde van die dag dink ek is baie belangrik. Die ding se naam is die Clean Space One. En dis is 'n stofsuier. Dit is amper soos 'n stofsuier, Liesel. Ja, dis 'n stofsuier satelliet basis, ja. En hoekom is dit 'n probleem? Hoekom is ruimterommel so 'n probleem? Wel, volgens NASA is daar oor die 500 000 stukke ruimterommel wat rondwentel in die ruimte. Hierdie is nou nie chipspakkies en botteltjies kook nie, Nee, dit is debris van ander satelliete en van ruimtetuie wat opgestuur is al. En die goed loop wentel teen 28.000 km/h. So dit is 'n redelike spoed en daar was in die verlede al botsings gewees in 1996 'n Franse satelliet wat met 'n brokstuk gebots het en dan ook in 2009 nog een wat met 'n verwarpte Russiese satelliet gebots het. So as jy nou iets opstuur in die ruimte, 'n nuwe satelliet, is daar 'n gevaar dat dit kan bots met die ruimterommel. Weet jy, hulle erken die kans is baie skraal, maar die kans is definitief daar. En jy weet, as jy in ag neem hoeveel hierdie toestelle kos, is dit nie regtig 'n goeie idee om jy weet daai hoeveelheid ruimterommel in die lug te hê nie. En die Switsers selfs 'n ruimteprogram, hoekom op aarde is hulle nou betrokke daarbey? Hulle was mos altyd nog 'n bietjie sensitief oor skoon vir hulle kliniese netjies uit verseker. Ek dink aan die een kant, jy weet, dit is waarskynlik ook dis 'n storie of 'n beoogde plan om die ruimte skoon te kry, maar dit is ook 'n winsbejag op die einde van die dag. Hulle gaan hierdie goed op groot skaal begin ontwikkel en dan verkoop aan kliënte. Wie is die groot sondebokke? Op hierdie stadium lyk dit so China. China het op 'n ou satelliet stukkend geskiet met 'n missiel uitmekaar geblaas en toe 150.000 stukke ruimterommel veroorsaak. Ja, dis nie net 'n middagse gaan stap met swart sakke en optel nie, né? Dit is 'n lang proses. Dis al een van die ander stories waarna ons gaan kyk, dit is polisie brutaliteit. Ja. Hoekom is dit weer nie nuus? Wel, daar is 'n man doodgeskiet. Eers is beweer dat dit sy hande geboei was. Nou gisterand oor die nuus het hulle gesê nee, hy het probeer ontsnap voordat hy geboei is. Maar daar is ook 'n kind in Soweto nou die dag doodgeskiet. So en dit lyk asof dit ding is wat voortdurend van tyd tot tyd opduik in die nuus. Ek dink die private sekuriteitsbedryf in Suid-Afrika het nou meer lede as die polisie, né? As jy moeilikheid optel by die huis, Pieter Louw, wie sal jy eers bel as jy moet kies, private sekuriteitsfirma of die polisie? Dit is jammer om te sê, maar waarskynlik die private sekuriteitsfirmas. Hoekom het mens meer vertroue in hulle, Liesel? Ek het al griefverhale gehoor van mense wat die polisie nodig gehad het en dan het hulle eenvoudig net nie opgedaag nie of hulle kom 2 dae later uit. Baie dankie vir julle deelname. Ons het op straat gegaan om vir julle te vra wie julle eers sal bel as julle moeilikheid optel by die huis, private sekuriteitsfirma of die polisie. Hier's wat julle te sê gehad het. Baie dankie dat jy gekyk het. In die area waar ek heidaglik bly, is daar nie 'n privaat sekuriteits soos ek nou, maar ek is aangewese op die polisie. Sou ek in 'n ander area bly, sou ek eerder 'n privaat sekuriteitsfirma. En ek weet hulle is oor die algemeen as hulle vinniger, hulle het beter werkomstandighede, hulle word natuurlik beter betaal. Ek het onlangs met die polisie te doen gekry, huisinbraak in Claremont en hulle was vinnig geweest. Ek verkies die polisie. Ek bly sê vind die mense daar is baie vinnig om te reageer. So kyk, dit gaan maar in enige situasie waar jy mense bewerk het. Dit gaan jy maar gevalle kry waar mense hulle regte misbruik. Ek dink dan moet sekerlik daarna kyk. Om eerlikwaar vir jou te sê is hulle definitief die private sekuriteitsfirma wel. Eerstens is hulle op tyd wanneer jy hulle in nood bel. Hierdie stadium is dit maar redelik baie moeilik om die polisie se nommer te druk. Bly elke week by met Nuus Nou, die tydskrif vir besige mense. Nou te koop.